Baie welkom by ons weeklikse meditasie. Wat 'n voorreg om nog die Paasfees klokke in ons ore te hoor en te weet Jesus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En ons weet dat die opstanding die totale verandering gebring het in die wêreld. Dit was die begin van geloof. Dis die voortsetting van die Jesusbeweging wat niks en niemand sal stop nie. Maar dit het ook beteken, die koninkryk van God het aangebreek. Dis nou hier. Ons leef nou in die koninkryk van God. En om dan daarby nou aan te sluit, het ek nodig om uit Matteus 5 met jou saam te lees. Matteus 5 vanaf vers 17. So dalk het jy jou Bybel nou by jou oop, maar word saam met my stil, terwyl ons vra vir die Here se leiding. Here, praat asseblief deur u kosbare woord met ons oor hierdie heerlike boodskap van Jesus het opgestaan, die koninkryk is hier. Amen. So, Matteus 5 van vers 17, as dit gaan oor die wet. Want die vraag wat ek wil vra is, Jesus het opgestaan, die koninkryk is nou hier, so wat nou? Dis 'n nuwe lewe wat gekom het. Hoe lyk daardie nuwe lewe? Hoe moet ons nou lewe as burgers van die koninkryk? En die wet van God, die 10 gebooie en Jesus se reaksie daarop, help ons daarmee. So van vers 17 af staan daar, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. En dalk hierdie belangrike vers wat jy nou saam met my moet onthou. As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. So wanneer ons nou dink oor die nuwe lewe wat gekom het in Christus se opstanding, die koninkrykslewe, dan moet ons onsself afvra, wat beteken dit as Jesus sê, ek het nie gekom om die wet op te hef nie? Ons het gedog dit is so, want dit is Ou Testament. Ek het gekom dat dit sy volle betekenis kan kry. Wat moet ons hier hoor as Jesus dit sê? Hy kom sê 'n baie belangrike ding. Hy kom sê, onthou, dat die 10 gebooie gegee is vir die volk van Israel, om dan 'n volledige teologie, 'n volledige etiek te hê vir die nuwe gebied wat hulle gaan intrek, die nuwe lewe wat hulle gaan lewe in 'n vreemde kultuur, met verskeidenheid van afgode. Wat was vir hulle belangrik om binne die raamwerk, binne die wil van God daar te gaan leef, in Kanaan, die beloofde land. En hier gee God dit. En hulle het gesukkel om dit te onderhou. Eintlik kon hulle nie. Sommige by die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy het, en alles wat jy is, in Jesus se samevatting, kon hulle nie eers nie. Om die eerste hoek en draai word daar 'n goue kalf gemaak. Maar in Jesus word die wet van God vervul. In Jesus, in die bergpredikasie as hy daaroor praat, dan sien ons hoe word die wet geleef, die werklikheid, die volle betekenis van die wet. En dit is so lekker as mens dit by Jesus hoor en by hom leer en sien hoe word die wet uitgeleef. So die nuwe lewe gaan juis daaroor. Die volle betekenis van die wet, wat nog steeds vandag ons volle teologie en etiek is. Dis die riglyne waarvolgens ons lewe. Dit gee vir ons waardes. Dit kom herbevestig die nuwe lewe wat die koninkryk gebring het. So dan sal die vraag nogal wees, kan ander mense, jou bure,
Die kinders by die skool, as jy nou 'n jong mens is of 'n kind is wat hierna luister, kan ander mense agterkom dat jy 'n kind, 'n burger van die koninkryk geword het. Het die opstanding van Jesus Christus so 'n verskriklike, radikale gehoorsaamheid by jou teweeggebring, dat mense kan agterkom dat jy Jesus volg, dat jy vir Jesus liefhet, dat jy sy woorde ernstig opneem, dat jy hom vertrou met jou lewe wat nou nuut geword het en wat hy voortdurend wil nuut maak deur sy gees. Kan mense dit agterkom? Om die waarheid te sê, kan mense, as jy met hulle praat, agterkom dat jy vir hulle lief is. Want dit is tekenend van daardie nuwe lewe. Dis 'n ander manier van lewe, 'n ander manier van styl, van optree, wat 'n burger van die koninkryk van God doen. So daar lê die toets dalk, as jy die vraag vra, en nou na die opstanding, hoe lyk die nuwe lewe? Leef jy in volle radikale gehoorsaamheid die wet van God uit, sy 10 riglyne wat hy vir jou gee. Miskien is dit vir jou nodig om dit weer te gaan lees. Eksodus 20, Deuteronomium 5 en 6, Matteus 5 van vers 17 af. Want jy sal dan ook hoor, dat aan die einde van die bergpredikasie, sê Jesus, ek sal vir die mense sê, gaan weg van my af, julle wat nie die wet van God gehoorsaam het nie. Radikale gehoorsaamheid. Dit vra Jesus vir jou nou, na die opstanding. Maar hy gaan sy gees stuur. Een van die dae vier ons dit. Sy gees wat jou vorm, wat jou lei, wat jou oortuig, wat jou aanmoedig, wat jou sal laat volhard. Bly volhard agter Jesus aan, tot sy eer. Here, dankie dat ons nuwe mense geword het in Christus. Die koninkryk is hier. Ons wil die lewe van die koninkryk lewe. Dankie dat Jesus die Here is en dat hy ons daarmee help. En dat ons sy woorde ernstig neem. Dat ons die riglyne van sy wet ernstig neem. Help elkeen van ons tot eer van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.